Goeiemôre, ek groet u weer uit die woord van die Here. Vanoggend praat die Heilige Gees met my. Ek wil graag met u deel vanmôre uit 'n pragtige gedeelte uit die profeet Joël se boodskap wat geskryf is, en is 'n boodskap wat uitgaan wat vir Israel tot vandag toe waarin hulle verkeer en waar die springkaan hier in hoofstuk 2 waar die springkaan, die voetganger en die kaalvreter gegaan het, deur God gestuur is en die lande verwoes het en ook die reën weggehou het sodat hulle nie voedsel kon gehad het nie. Maar ek wil vir u verduidelik vanmôre, soos wat die Gees van die Here dit op my hart lê, neem vanmôre en eet en neem 'n stukkie padkos, halleluja. Hier van hoofstuk 2 vers 18, die opskrif van die belofte en die oorvloed. Mag daar vanmôre die belofte wat God in jou lewe geopenbaar het, my broer en my suster, vanmôre, dat die dorpsvloere van Egipte, dat dit weer nat sal word, dat weer sy heerlikheid op jou sal geopenbaar word, wat geprofeteer is oor jou lewe. Vanmôre, hoor wat sê vers 18, hy sê, toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. Hy praat van Israel, en vandag kan jy sien op die nuus hoe Israel 'n klein middelpunt is, hoe die ander lande hom aanval, wat teen Israel, teen die werke van die land van God opgetree het en teen hulle werke, en hulle probeer vernietig. Maar God het 'n plan met Israel, want hy het sy land en hy het sy mense lief, en hy hand is bo Israel vanmôre. Neem vanmôre hierdie gedagte, stukkie padkos aan, en julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy laat op julle neerdal die reën en die vroeë reëns, en laat reëns soos voorheen. Halleluja, gewaar God se teenwoordigheid. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Die Here skep vanmôre 'n nuwe ywer in jou lewe deur hierdie stukkie padkos. Maar vir my wat so pragtige gedagtes vanmôre, dat wat gebeur in hierdie wêreld in Amerika, deur Charlie Kirk wat geskiet is in die nek, wat dood gesterwe het, en jou 2 pragtige kinders en sy vroukie agtergelos het, wil ek vir u vanmôre sê, my broer en my suster, skep moed vanmôre, moenie vrees nie, God is in beheer. Sulke dinge gebeur, die dinge gebeur waar die ou vyand gaan, en hy probeer om die stem van die kind van God toe te maak. Maar solank as wat ek lewe, wil ek vir u bemoedig, hou nie jou oë op die mens nie, maar hou dit gefokus op die leidsman, die ewe vors, die lelie van die dale. Hoor wat sê die woord verder hier. Hy sê, en julle sal weet in vers 27, dat ek in die midde van Israel is. Laat kom wat kom, Dawid sal in Psalm, sal kom maar 1000 my linker, 10.000 my regterhand, sal ek nie vrees nie, want hy het sy God geken, en dat ek die Here, julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. God is met u vanmôre en met my vanmôre, wat ook al u deur hierdie dag gaan, dat dit geseën sal wees. Waarneem vat wat jou gedagtes is vanmôre, spreek ek, dat dit gebless sal wees, soos die vroeë reëns vanmôre, dat dit gereën en salwing op jou lewe, op jou besigheid vanmôre. So spreek die Here deur die Heilige Gees. Hoor wat sê die woord verder, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jonglinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Maar hoor wat sê hy hierso, wat vir my so pragtig is, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed.
Is dit nie wat 'n rukkie terug gebeur het, my broer en suster, hier op, ek dink dit was hier by die 7de September, toe die maan in bloed verander. Die disippels vra vir die Here, en ek gewaar God se teenwoordigheid in hierdie saak. Wil ek hier vanmôre bemoedig, Jesus gaan kom, en sy bruid kom al, is jy gereed om saam te gaan? Ek praat nie vanmôre met die wegraping nie. Die wegraping Openbaring praat van 144.000, wat by geen persoon ingaan, wat hulle kleed en hulle lewe skoon gehou het, uit die stamme van Benjamin, en dan kan jy gaan lees in Openbaring, daar die stamme is 144.000, maar u moet vanmôre weet, Jesus gaan kom, en die tekens vra hulle vir die Here, en hy sê, kyk in die laaste dae, en julle sal sien, en hy sê hierso ook, die son sal verander word, hier loos ek dit weer in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Prys sy naam. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daarop ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraagtes, die wat die Here sal aanroep. Wil ek vir u vanmôre sê, moenie vrees nie, my vriend, weet net, die Here is in beheer. Johannes is in die Engelse hand, en hy sê vir hom, wat sien jy, mensekind? Hy sê, ek sien die nuwe hemel wat neerdaal op hierdie aarde. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan, halleluja, natlabakushe berenda batlasasa. En hy sê, alles, en die ou hemel ook, het verbygegaan. Hy sê, alles het nuut geword. Skep moed vanmôre, neem hierdie woord aan vanmôre, en weet, dat die dorsvloere van die Here, en hy sê, die vroeë reëns kom, en hy het alles weer herstel. Die Here seën vanmôre, tot ons weer ontmoet. Amen.